Matteus 18 vers 10 tot 14, die gelykenis van die verlore skaap. Was jy al ooit tussen 'n klomp mense en het jy gevoel dat niemand jou raak sien nie? Dalk het jy in die klas gesit en jy het gesukkel met iets, werk of wiskunde of Afrikaans of iets, en dan voel jy, ja maar ek is die enigste ou wat sukkel, en niemand sien raak dat ek sukkel nie. Dalk was jy al op die sportveld, en jy het gevoel, joh, ek het dalk nie so 'n belangrike posisie nie, en ek so onbelangrik dat niemand my regtig raak sien nie. In vandag se gedeelte gaan ons sien hoe Jesus 'n gelykenis vertel waarin hy wys dat almal vir hom baie belangrik is, veral kinders. Maar voor ons begin, kom ons bid saam. Onse magtige Vader, baie dankie dat ons vandag van die woord kan hoor. Dankie dat ons die kinders kan wees met ons in hierdie tyd. Dankie dat dit amper weer vakansie is. Help ons om daarso nog steeds te lewe soos wat U wil. Help dat ons U beter kan deurken, dat ons vir U kan lief wees en al hoe meer sal lewe vir U. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Vandag se gedeelte kom vir ons uit Matteus. Kom ons sê Matteus saam, Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Kom ons lees nou saam Matteus 18 vers 10 tot 14, die gelykenis van die verlore skaap. Julle moet nooit een van hierdie kleintjies minag nie, want ek verseker julle dat hulle engele in die hemel gedurig deur by my hemelse Vader is. Hoe dink julle, as iemand 100 skape het en een van hulle raak weg, sal hy nie die 99 daar in die bergveld laat staan en die een wat weg is, gaan soek nie? En as hy hom kry, verseker ek julle, is hy blyer oor hom as oor die 99 wat nie weggeraak het nie. So is dit ook nie die wil van julle Vader in die hemel, dat een van hierdie kleintjies verlore moet gaan nie. Ons memoriseervers is Johannes 10 vers 14. Ek is die goeie herder, ek ken my skape en my skape ken my. Kom ons sê dit saam. Johannes 10 vers 14. Ek is die goeie herder, ek ken my skape en my skape ken my. Wat leer ons uit vandag se gedeelte? Onthou julle toe Jesus gesê het dat selfs die geringste persone se engele gedurig deur met God praat. Wat beteken geringe? Geringe beteken iemand wat nie baie beteken nie. Dis hoekom maar ook gepraat word van kleintjies. Iemand wat ons sal dink, hy is nie baie belangrik nie. Daarom kan ons ook aan onsself baie keer dink, dat ons dalk nie belangrik is nie. Dalk voel jy self so. Maar as jy onbelangrik voel, dan moet jy ook besef, dat jy engele het wat gereeld met God oor jou praat. As jy baie keer tussen 'n klomp mense is, en jy sien dalk 'n klomp Christene by mekaar, dalk hierso by die kinderkerk, dan voel jy dalk uit, of jy dink, maar God sien my nie raak nie, of God is dalk besig met al daai Christene, en hy dalk van my vergeet, of hy dink jy aan my nie. Dis jy wat hy soek. Baie keer is ek dalk deel van die klomp Christene by mekaar. Ek het dalk baie maatjies by die kinderkerk. Maar ons moet nie tevrede wees as daar 'n persoon is wat uitvoel nie. Ek moet juis daardie persoon gaan soek en gaan deel maak. 'n Derde ding wat ons gesien het, is dat God blyer is oor daardie een wat jy gaan soek het, as oor al die ander wat al reeds deel is van die kerk. In die laaste vers het ons geleer, dit is nie God se wil dat iemand moet wegraak nie. Daarom
moet dit ook vir ons belangrik wees, dat ons almal wat ons nie meer sien by die kerk nie, weggeraak het, weer gaan roep en gaan opsoek. En onthou, almal is vir God belangrik, veral as ons dink, ons is onbelangrik.